Hallo my liewe mens, ek het gister gesê ek gaan praat oor die wagkamer van God. Waiting room of God. Ek weet nie waardeur jy nou in jou lewe gaan nie. Ek weet nie wat jy ervaar nie. Is dit 'n egskeiding, finansiële probleme? Wat 'n krisis jy deurgaan nie? Jou werk verloor dalk. Ek weet nie. Jy's op jou knieë en jy bid en jy vra God om hulp, maar geen uitkoms kom nie. Vertrou God. Maklike woorde, vertrou God. En jy sit met die probleme. Die moeilikheid waarin jy jouself nou bevind, mens moet jy weet, gaan nie vir altyd aanhou nie. Die angs en hartseer wat jy nou ervaar, sal nie vir altyd aanhou nie. Dis maar 'n druppel in die emmer vir die vreugde wat ons eendag gaan ervaar in die ewige lewe. Jy moet onthou, God sal jou nooit verlaat of vergeet nie. Nooit. Die moeilikheid wat jy tans ervaar, die vrees, as jy dit sien in vrees, sal jy dit ervaar in vrees. As jy dit sien in twyfel, sal jy dit ervaar in twyfel. Maar as jy dit sien in geloof, trust, sal jy dit ook ervaar in geloof, in trust. Jy moet dit nie sien as die einde nie. Kyk na jou probleme deur die lens, deur 'n kamera lens van verwagting. Dinge sal beter raak. Maar jy is nou in die wagkamer van God. Kom ons wees nou eerlik met mekaar. Niemand van ons hou daarvan om te wag nie. Wag op iets om te verbeter, te verander. Wag is 'n baie frustrerende ding. Dis 'n verskriklike frustrerende ondervinding. Wag. Wait. Die ergste vorm van wag is om te wag op God. Is om vir God te wag. Vir God om te verander, te verbeter, 'n uitkoms. En niks gebeur nie. Een van die moeilikste plekke om in te wees in jou lewe is in die wagkamer van God. Wat is God se wagkamer? Sien? Jy's haastig. Jy is benoud dat iets moet nou gebeur. Iets, jou finansies is, of jou omstandighede, of jou nuwe pos by die werk, of iets moet nou gebeur. Jy is haastig en benoud, maar God is nie. God se wagkamer. Jy bid, jy gaan op jou knieë en jy sê, Here, asseblief, laat dit of dat gebeur. En niks. Die wagkamer van die lewe. En dan besef ons, God se tyd is nie mense tyd nie. Maar dis in die wagkamer van die lewe
waar ons leer om te vertrou op God. Dis in die verskriklike moeilike wagkamer waar jou karakter gevorm word. Terwyl jy werk aan jou projek, jou droom, jou visie ensovoorts, werk God aan jou karakter. God is baie meer geïnteresseerd in jou karakter as in jou visie of jou projek of jou jou droom waarmee jy besig is. Jou accomplishments kan ons dit maar noem. Jou dinge wat jy bereik, ek ken nie behoorlike Afrikaanse woord daarvoor nie. Your accomplishments. God is hartlik geïnteresseerd daarin nie. Goed wat jy op aarde doen nie, maar is wel baie geïnteresseerd in jou karakter. Jou projek of jou droom of jou visie gaan nie saam met jou hemel toe nie, maar jou karakter gaan wel. En dis waaroor God bemoeid is en bekommerd is en hy wil dit help, hy wil dit doen, hy slyp jou. God sê hy sal jou plan of jou visie of jou droom waarmaak, maar nie nou nie. Want hy sê, ek wil dit alles vir jou doen, maar jy is nog nie reg nie. Want jy sê, God, please help me now. En dan sê God, jy is nog nie reg nie. En baie keer dink ons, maar Here, ek is. Hy wil hê ons moet reg wees as hy vir ons gee. Baie keer dink ons wag op God. God sê, jy wag nie op my nie. Ek is God. Ek wag op jou. Ek wil hê jy moet beter raak. Ek wil hê jy moet verander. Want ek wil hê jy moet reg wees as dit wat ek jou gaan gee kom. Want glo my, soos jy nou is jy nie reg om dit te hanteer nie. Maar ek wil hê as ek dit vir jou gee, moet jy reg wees. God berei ons voor vir dit wat ons gee. Waiting room of God. In die wagkamer van God ervaar jy baie emosies, allerlei versoekinge, stresvol, angstig, benoud, is nie lekker nie. Jy kan selfs jaloers word. Ja, sy verwag 'n baba en ek kan nie 'n baba hê nie. Nee. Negatiewe emosies kom in jou lewe, dis oukei. Maar luister mooi, my liewe mens. God is nie soos 'n vending masjien nie. Jy ken daai goed in die winkelsentrums waar jy 'n coin ingooi, 'n muntstuk, trek jy die arm en dan val daar 'n koeldrank of jy druk die knoppie en dan val daar 'n koeldrank of 'n pakkie sweets of chips of wat ook al daar onderuit. God is nie so nie. Jy gooi nie, sit nie 'n vinnige gebed in en daar's die antwoord nie. God werk nie so nie. Hy's nie 'n vending masjien nie. God het hierdie dinge ontwerp by it's designed by delay. Dit word ontwerp om vertraag te wees. Hoekom? Om jou te leer om God te vertrou en jou karakter word daardeur gevorm. Jou karakter is baie belangrik vir God, want dis waarmee jy die ewige lewe beerwe. Onthou mooi, God sal nooit opgee op jou nie. God gee om vir jou. God sal jou altyd versorg. Die waarheid is dat jou naam, mens,
in sy handpalm gegraveer is, hy kan jou nie vergeet nie. Ongeag van die storm waarin jy jou nou bevind. Kom ons vergeet nooit, Jesus se disippels in die Nuwe Testament praat van 2 keer wat hulle in 'n storm was op 'n boot op water. En hulle het in die storms beland, nie omdat hulle die verkeerde goed gedoen het nie. Hulle het juist die regte goed gedoen. Hulle het Jesus gevolg. Hy het gesê, volg my. En hulle het juist dit gedoen. En toe land hulle in hierdie storms. En hulle het beangs geword en hulle was vreesbevange. Want hulle gedink hulle gaan sterf. En toe Jesus by hulle kom te sê vir hulle, waaroor vrees julle my liewe mense? Ek is met julle. Glo my, vandag is Jesus net so met ons en soos hy met sy disippels was daai tyd. Wat 'n wonderlike ervaring moes dit nie gewees het nie. Onthou net, storms in jou lewe beteken nie Jesus sê vir jou, of God sê vir jou, is right, ek bring hierdie storm in jou lewe nou, en dit gaan nie lekker wees nie. Jy gaan so 'n bietjie ongemak ervaar, en dit gaan bietjie moeilik wees, en jy gaan dinge, maar ek wag vir jou daar aan die ander kant van die storm. Nou, as jy daar kom, gaan ons almal die lewe. Nee. God is met jou in hierdie storm. Hy loop langs jou. Jesus hou jou hand vas. Vertrou, glo, bely en wees verseker, hy gaan jou help. Moenie bang wees nie. Vir geen oomblik moet jy twyfel nie. Hy sal jou nie in 'n storm net los en sê, go for it nie. Hy sal jou ook nie beproef buite jou vermoëns nie. Hy sal jou nie beproef met iets wat hy weet, jy kan nie hanteer nie. Jy kan dit hanteer, doen dit. Wees net rustig, kalm, bid, bly op jou knieë en bid. Al lyk die omstandighede nou verskriklik, daai disippels op die see en daai bote moes gedink het, this is it, we done. En tog is hulle deur, want Jesus was by hulle. Geloof, glo, volg hom. God sal jou nooit vergeet of verlaat nie, nooit. God is 'n baie liefdevolle God. Jou probleem is nou dalk baie groot. Maar God is groter as dit. Roep hom aan. Die wagkamer van God, the waiting room of God. My liewe mens, moet nooit vergeet, God is lief vir jou. Jesus Christus is lief vir jou. Al wat jy moet doen is bely. Die woord is baie duidelik oor. Bely jou sonde, laat jy gedoop word in die naam van Jesus Christus en God die Vader en die Heilige Gees, en laat jy gedoop word en daarna strewe jy na heiligmaking. Jy strewe om 'n heilige lewe te leef. Mens, doen dit voordat dit te laat is. Moenie laat die dood intree. Onthou net, hulle almal sê, as die finale beel geblaas word, is dit verby. Glo my, as jy sterf, doodgaan, het jou beel reeds geblaas. Jou finale beel is geblaas. Dis verby. Doen dit nou terwyl jy asemhaal. Neem Jesus Christus aan as jou enigste verlosser. Daar's niks tussenin nie. Jesus Christus of niks. Glo my en vertrou my, dit is al wat daar is. Dankie vir alles. Ek kon nie hierdie doen vanoggend terwyl ek gestap het nie, want
die notas was dalk te veel en die gestappery tussen die bome en die goed deur is dalk te veel. Maar nou ja, elkeen, ek hoop julle dink hieroor en neem dit ter harte. Luister daarna. As julle van die video's like, sê dit met die thumbs up. As jy nie daarvan hou nie, sê dit ook met die thumbs down. Share dit met vriende en familie. Ek gaan iewers 'n call maak hieroor en sê, okay, hier's nie regtig followers nie, ek maak nie 'n indruk nie, dan call ons dit 'n day. As dit nie is wat God wil hê ek moet doen nie, dan doen ek dit nie. Ons sal maar sien hoe loop dinge hier vanaf, maar ja, ek wens julle almal 'n vreugdevolle dag toe verder. En ja, ek wil nie 'n boodskap elke dag beloof nie. Party gaan korter wees, party gaan langer wees, party gaan meer grond dra, meer waarde hê as ander, maar ja, ek sal die goed maar post soos dit die dag aangaan. So ja, ek bid vir ieder en elkeen van julle die vrede toe van Jesus Christus. Ek seën julle almal in sy naam. Ek seën julle almal in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Drie-enig, vir ewig, altyd. Ons God, ons Heerser, ons Skepper. En ek bid julle almal 'n vreugdevolle nag toe. Amen en amen. Dankie julle, lekker aan.